Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Hy raak aan wat ander vir my het. Hy sien nie seer wat niemand sien. Hy kyk verby die wonde en maskers. Hy praat vergifnis diep binne. Die liefde gaan dieper as genesing. Die waarheid bring my hart tot rus. Waar ek gedink het ek is verloor, noem nie my kind en hou my vast. Lewe, ek laat los, die handbreek nou. My hoop vast op Jesus gehou. Nie perfectie nie, net elke tree. Die genade daar my vorentoe meer. Lewe, ek dink aan lewende water. U maak my hart weer niet van binne af. Jesus, U is my begin en einde. En U wat in leer, ek regtig leer. 'n Vader wat hart roep, adems oop. Nie veroordeel nie, maar hoop. 'n ander soort koning, sag en naby, met 'n kruis wat sien, dit is volbring. Ek gee my beheer, ek volg die pad van ondergawe liefde en beweging gesit. Die lewe in my lewe nie. Nou leef ek nie meer net vir myself nie. Lewe, nie deur wat ek doen nie, maar deur wat U reeds klaar gedoen het. Lewe, wat U doopgeslaan, begrafenis leer, die dood verslaan. Lewe, U leer, en daarom weg, 'n nuwe begin, 'n nuwe perspektief. U is my alles, en U leer ek lewe. Ek wil baie welkom sê vir ons Kruispad 247 kykers. Ek is verskrik opgewonde om vanoggend hierso op Stilbaai met julle die gedagte te deel van die regte tyd op die regte plek, wat gaan rondom die tema van die melaatse man wat deur Jesus genees is. Nou, ons het die afgelope 6 maande in Stilbaai was dit nogal redelik droog, so ek moes vanoggend regtig 'n paar planne maak om 'n plek te kry waar ek die gedagtes met julle kan opneem, want dit was donder weer en reën. Na 6 maande se droogte reën dit nou die afgelope 3-4 dae. So wat my opgewonde maak is hoe vinnig water en die Here se teenwoordigheid ons lewens verander. En wat 'n voorreg om die evangelie met julle te deel. En ook rondom hierdie spesifieke tema wat gaan rondom Jesus wat iewerste in die Midde-Ooste is. Hy is op pad tussen dorpies. En hy is natuurlik besig met medegelowiges, manne, vroue wat hom volg en iets by hom wil leer. En dan
kom hy op die oomblik waar hy by die melaatse man stil staan. Maar voor ek verder gaan met die tema en dit half oopkrap, wil ek julle groet in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En my gebed is dat sy teenwoordigheid ook hierdie kragtige genesende effek sal hê op jou lewe waar jy ook al is en die pyne en die irritasies waarmee jy sit, dat die Here sy teenwoordigheid vir jou 'n stukkie lig mag opgaan in jou situasie. Dan wil ek natuurlik, voor ons die teks oopbreek, wil ek ook vir ons 'n gebed doen. So kom ook raak stil in gebed. Here, ek sukkel om in woorde uit te druk hoe dit voel in u teenwoordigheid. Dankie dat ek kan probeer. Ek sien u teenwoordigheid in die groot en die klein. Help my om perspektief te kry op myself en die verhaal van my eie lewe te verstaan. U genees, maar u teenwoordigheid is belangriker as die wonders van genesing. Help my om u teenwoordigheid my eie te maak en van daaruit te leef. Amen. Nadat ons gebid het, blaai ek graag na hierdie teksgedeelte in Lukas die dokter, en ek lees dit graag self vir julle. Ons is hierso in Lukas, dit word natuurlik in Matteus 8 vers 1 tot 4, kan ons dit ook lees, maar ek lees vanoggend vir ons uit Lukas 5 uit, vers 12, 13, 14 en 15. As julle hier agter my geskarrel hoor, ek is by voel uitkykpunt, net hier voorkant my is dit 'n giant kingfisher, groot visvanger. Daar's 'n paar eende wat met my praat. Toe ek die luike oopmaak, toe vlieg hulle nie eers weg nie, want hulle is gewoond daaraan dat mense vir hulle kyk. En as ons die teksgedeelte lees, wil ek eintlik dieselfde gedagte by u los, dat dit nie vir ons vreemdig wees om voor die Here stil te raak nie. Ons is gemaklik om sy teenwoordigheid te wees, want het is goed om die seën van sy teenwoordigheid in ons lewens aan te voel. Maar natuurlik in Lukas 5 vers 12 lees ons hierso, en toe Jesus in een van die dorpe kom, staan daar skielik 'n man vol melaatse swere. Toe Jesus sien, val hy plat op sy gesig neer en smeek hom: Here, as u wil, kan u my rein maak. Hy het sy hand uitgesteek, hom aangeraak en gesê: Ek wil, word rein. En sy melaatsheid het onmiddellik verdwyn. Jesus het hom beveel om dit vir niemand te vertel en gesê: Gaan wys jouself vir die priesters en bring die offer vir jou reiniging, soos Moses voorgeskryf het as bewys vir hulle. Die nuus oor Jesus het egter nog verder versprei. Groot skares het om hom saamgedrom en na hom te luister en van hul kwale genees te word. Hy het hom egter gereeld teruggetrek na afgelewe plekke en daar gebid. Dis die teksgedeelte. Ek stop nou die dag, letterlik 'n paar dae gelede, stop ek op Stellenbosch by Stopstraat, eintlik by 'n robot.
En die hele tema van op die regte tyd, op die regte plek, het my so voor my kop geslaan, want by die robot het daar 'n rooikop man gestaan met 'n pakkie kaartjies. Die son het hom al redelik gebrand, is so 10:00 die oggend gewees. En die kaartjies moet hy verkoop, sodat hy waarskynlik 'n kossie het vir die dag. Nou ek was deeglik bewus van hoe vol Stellenbosch is, want al die studente is op pad terug, hulle het gearriveer. Die dorp het in sy nate gebars, en almal wat wil studeer is op Stellenbosch gewees, en so moes ek my kind na 'n klas toe vat waar sy ander studente afrig, en bietjie later die dag kom ek toe nou terug, en hier teen 2:00 die middag, toe ek weer by die robot verby, en toe staan die man nog steeds daar. Maar op daai stadium, so 4 ure later, toe is die gesig aansienlik rooier gebrand. En ek het gesien, hy probeer so agter die robot wegkruip, dat die son hom nie vang nie, maar hy het nog steeds met die kaartjies in sy hand gestaan, en ek sit toe maar my donker bril op, want ek was nie seker wat ek moet maak, as sy oog my nie nou vang, en hy nou van sy oog vra, wat ek sal doen nie. Maar so vroetel ek in my bakkie rond, of daar nie iewers 'n sagte kollekte is nie, dat ek sy behoefte volgens my kan aanspreek met ietsie wat ek om in die hand kan stop, maar daar's niks nie. En tot vandag toe by my is die leegheid oor wat kon ek anders doen. Jesus het nie daai leegheid gehad toe die man in hom raak en vir hom vra om hom te genees nie. Wat doen Jesus? Wat doen Jesus met die melaatse man? Die agtergrond van die Lukas teks waar Jesus dan besig is om met gelowiges te praat, is dat hy baie deeglik bewus is van die agtergrond van melaatsheid, die manier wat die kerk, die geestelike leiers, die rabbies gekyk het na melaatsheid, was op so 'n manier ingekleer dat dit eintlik direk gekoppel is aan onreinheid. Want ek bedoel, die hele aspek van melaatsheid en die vel siekte het natuurlik nie goed geryk en emosioneel was mense regtig in 'n situasie waar hulle self wou geïsoleer het van dit, en daai gedagtesprong is voortgesit uit die Ou Testament uit, dat dit direk gekoppel sou wees aan onbelyde sondes, 'n swak leefstyl, onreinheid, geestelike onreinheid, fisiese onreinheid, en wanneer Jesus dan hierdie man genees, is ek seker daarvan, was hy 100% bewus van die effek wat dit sou hê op die samelewing. Want die vermoë om die siekte te genees is eintlik vir die rabbies van daardie tyd so radikaal geweest, dat dit is net so goed jy wek iemand uit die doodheid op. Dis radikaal anderste as die raamwerk van hoe mense gedink het oor geloof, en mense wat dan aan die wet van God gehoorsaam sou wees. Wanneer hierdie melaatse man in Jesus se rigting kyk, het hy geen twyfel gehad in wie en wat Christus is nie. Hy het onmiddellik geweet, dis die ding om te doen. En dan word hy genees. En ek dink enigeen van ons, wanneer ons van 'n radikale siekte en 'n baie slegte omstandighede genees sou word, sou waarskynlik presies doen wat hy gedoen het. En Jesus sê vir hom, gaan wys jouself aan die rabbies, sodat jy die offerandes kan bring, want daar was eintlik 'n hele ritueel wat gekoppel was wanneer jy dan genees word, want dan kon jy eintlik eers weer jou offerandes bring, maar voor die rabbi jou nie goedgekeur het, dat jy goed genoeg is nie, kon jy eintlik nie weer deel word van die religieuse gebruike van gelowiges van daardie tyd nie. Hy doen dit, maar hy gaan verder en hy vertel vir die dorpsmense,
wat aan die gebeur is, wat met hom gebeur het. En dis eintlik die vraag, hoekom het Jesus hom gewaarsku? Nou, ek weet ons is vandag baie bewus van sosiale media en die impak van sosiale media, en as 'n ou te ver gaan, hoe sosiale media jou letterlik kan jou doodmaak, jou deur die knie kan skiet van dit wat jy ook al mee besig is. Ons sien van ons groot karakters in wêreldpolitiek is op hierdie stadium in dieselfde dilemma dat hy is besig om sy skoenvetters vas te trap. Jesus is in 'n ander situasie. Jesus het besef dat wat gaan gebeur is dat die mense hom so gaan oorval om hulle van hulle siektes te genees, dat hy nie in die dorp kan ingaan nie, en dis dan wat gebeur, en hy moet homself onttrek, isoleer, om eintlik dan te fokus oor wat is sy roeping eintlik. Is sy roeping daar om mense te genees, of gaan dit eintlik oor die impak van sy woord? Dat die genesende waarde eintlik is om die waarheid oor God en Christus te leer ken. En wat gebeur is dat mense wil die wonders raak sien, maar die werklike diepte van die waarheid oor God kan eintlik nie met hulle gedeel word nie, want daar is te veel mense. So ek kan my net voorstel hoe die WhatsApp groepies gegons het daar om die tempel, as hierdie man in die stad opdaag, en hoe die manne vir mekaar boodskapies begin stuur, en in 'n punt drop, maar waar Jesus nou is, sodat hulle ook hierdie magic kan sien. Wat my terugbring by die van Stellenbosch. Wat kan ek doen? Hoe kan my lewe deel wees van dit om ander mense se pyn raak te sien, te verstaan en 'n rol te speel in die genesende krag van geloof in Christus? Want ek het teruggestaan en besef dat die geleentheid is nie nou daar om 'n verskil te maak nie, want dis 110 karre agter my en ek kan nie by die robot stop nie. So ons as gelowiges is spesifiek met dit gekonfronteer, dat soms is ons op die regte tyd, op die regte plek. Maar wat van as daar miljoene mense is wat nie hierdie geleenthede het nie? En ek dink, dit is die uitdaging uit die teks uit. Is dat ons nie met ons vooropgestelde idees na die werklikheid daar buite sal kyk nie, maar met God se oë, sodat ons die geleenthede se raak sien, raak hoor, oor waar ons 'n verskil kan maak in mense se lewens. Want wanneer ons met ons vriende in aanraking kom, is ons eintlik mos redelik bewus van wat hulle pyne dan nou sou wees, maar dat ons 'n sensitiwiteit sal aanleer, dat wanneer ons met hulle praat en kommunikeer, om regtig te hoor wat is behoeftes. Sodat wanneer ons as gelowiges aan mekaar raak, dit genesende woorde mag wees. Los van die vooroordeel van wat ons dink God in gedagte het. Die melaatse man word genees. En ek vermoed net in ons samelewing is daar soveel kragtige prediking, soveel kragtige woorde van wat ons by God kan aanleer van 'n leefstyl wat ander mense se lewens kan beïnvloed. Maar as ek besig is met 'n leefstyl wat hierdie bakterie, wat eintlik mos nou die melaatsheid was, want ons 2000 jaar af van die pad weet dat dit net 'n bakterie was. Dit is inderdaad nie iets wat gekoppel sou kon word aan onreinheid nie. Was dit 'n bakterie wat versprei het? Dat ons in mekaar se lewens kan raak sien, wat is die bakterie wat ek van ontsla moet raak, sodat ek 'n gesonde leefstyl het. Want ons leef eintlik op een van twee maniere, ons leef in die lig of ons leef in die donker. Want soos ons hier sit, het die son staan maar seker begin deurbreek, en ek glo dat die beeld op my gesig het ook al ligter geword, soos die son deurbreek. En wanneer ons in mekaar se teenwoordigheid is, vermoed ek, is dit presies dit. Ons kies waarmee ons woorde en ons lewe vul. En wanneer ons in die teenwoordigheid is van mense wat die gedrag
en die situasie toenemend afbreekend en negatief is, dat ons onsself sal vra, is dit waar ek hoort? Is dit waar ek tuis hoort? Hierdie voëls hier voor my is in 'n habitat wat gesond is vir hulle leefwyse. Die verhaal van die melaatse en die man op Stellenbosch daag my uit om my leefstyl te vul met aktiwiteite, gebruike, opvattings, 'n leefstyl wat gesond is. Want God gee vir ons die insig om ons met die regte dinge besig te hou. Los te kom van wat die wêreld sê goed is, maar te leer ken wat God se hart is vir my lewe en vir 'n gesonde samelewing. Want deel van waarmee hierdie teks afsluit, is dat hy sê, gaan doen dit, gaan na die rabbi toe, soos wat die wet van Moses ons leer. En die punt is, dat nie 'n wettiese lewe nie, maar die leefstyl wat God aan Moses oordra, gaan oor 'n gesonde leefstyl, 'n leefstyl wat lei tot gesonde lewe. En ek en jy as kyker, het mos nou mense om ons, met wie ons 'n aanraking kom. Wat as ons gesonde gebruike, gesonde opvattings, gesonde woorde uitspreek teenoor mekaar, lei dit direk tot iemand anders se genesing. Kom ons hou op om woorde uit te spreek wat nie seën gee aan ander mense se leefstyl nie. Want dit wat ek praat, is wat ek saai. En dit wat ek saai, is wat opkom. En dit wat opkom, is reeds 'n getuienis van dit waarop ek myself besig hou. Christus was bekend vir dit wat hy homself mee besig gehou het. Kom ons skarrel nader aan die man wat melaatsheid genees. Maar belangriker as die wonderwerk is die woorde en die werklikheid van God en Christus wat Jesus self voor opstaan en van getuig. Want ek glo ten volle dat wanneer ons hierdie woorde self praat en ons self daarmee besig hou, kan ons inderdaad mense reg rondom ons genees. Iemand op Stellenbosch stop by daardie robot. En ek glo vas in my hart, daar's iemand tussen my meneer en jou meneer, wie gaan dan die waarde aan smeer meneer, wat inderdaad gaan stop en gaan vra, wat is jou pyn? Wat is jou seer? Kan ek vir jou bid? Kan ek tyd met jou spandeer? Ons maak die wêreld 'n beter plek. Amen. By 'n robot in die dorp se geraas staan 'n man met sy wêreld in sy hand. Die son brand hard op sy gesig en ek kyk weg, maar ek kyk terug. My beursie voel leeg in my hand. My hart voel swaarder as wat ek kan dra. Ek wens ek kon sy pyn genees, soos hierdie melaatse aangeraak het. Maar u het nie net verby gestap nie, u het stil gestaan. Regte tyd, regte plek, u het u hand na hom uitgesteek. Waar almal wegkyk, bly u staan. U raak aan wat niemand wil aanraak nie. Regte tyd, regte plek, leer my om soos u te leef. Nie net wonderwerke na te jag, maar liefde te wees waar ek nou staan nie. Die skare net nog 'n storie, nog 'n wonder om te deel. Maar u het eers sy hart gesien, voor u sy vel genees het. En toe die wêreld die naam laat gons, het u weer stilte gaan soek. Want krag lê nie in likes nie, maar in die Vader se teenwoordigheid.
U het gekies om nader te kom, al was dit ongemakkelijk. Regte tyd, regte plek, U het U hand na hom uitgesteek. Waar almal wegkyk, bly U staan. U raak en wat niemand wil aanraak nie. Regte tyd, regte plek, leer my om soos U te leef. Nie net wonderwerke na te jag, maar liefde te wees waar ek nou staan. Ek kan nie almal se siekte genees nie, ek kan nie elke pyn wegvat nie, maar ek kan stilhou, ek kan raak sien, ek kan tyd gee, ek kan lief hê. As jy in my woon, is ek dalk die regte plek vir iemand se regte tyd. Regte tyd, regte plek,